Goeiemôre geliefdes in ons Here Jesus Christus, Vrydagoggend 28 Augustus. Iemand sê by geleentheid, Christus moet eers vir ons alles wees, voordat hy iets vir iemand anders kan wees. Christus moet eers vir ons alles wees, voordat hy iets vir iemand anders kan wees. Groot woorde, maar weet jy wat? Ongelowiges stel nie belang in menings oor Jesus nie. Stel nie belang oor in godsdienstige teorieë nie. Is nie geïnteresseerd in preke en in teologie oor God nie. Hulle stel belang in mense wat 'n verskil maak in lewende getuienis van mense wat 'n lewe saam met God leef. Iemand wat mooi sing, raak ons harte aan. Ons sal duur betaal en ver ry om ons gunsteling kunstenaars te sien en te hoor optree. In Psalm 145 leer Dawid ons dat gelowiges die kunstenaars is wat ander in die wêreld kan beïnvloed. Hoe? Deur met jou lewe en gawes 'n loflied te word tot eer van die Here. Luister wat sê Psalm 145. Ek wil u lof verkondig, my God en koning. Ek wil u naam altyd loof. Elke dag wil ek u loof, ek wil u naam altyd prys. Die Here is groot, alle lof kom hom toe. Sy grootheid is ondeurgrondelik. Geslag na geslag prys wat u doen en vertel van u magtige dade, van die luister, die heerlikheid van u majesteit. Ek wil getuig van u magtige dade, sodat die mense oor u wonderdade sal praat. Sonder ophou moet hulle u groot goedheid verkondig en oor u reddingsdade jubel. Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Die Here is vir almal goed en barmhartig oor alles wat hy geskep het. Dit is tot by vers 9. Liewe broers en susters, as ons dit uitleef, kan dit nie anders as dat ons as gawes van die Here 'n wêreld kan aanraak en verander nie. En daarom stel ons onsself en ons gawes tot beskikking van die groter geheel, die gemeente, die liggaam van Christus, maar ook tot beskikking in die wêreld, sodat God se liggaam vol kan word. As ons lewens 'n loflied tot eer van die Here is, kan dit nie anders as om ander mense nader te trek nie. Daarom vers 21, ek sal die lof van die Here verkondig, laat al wat leef sy heilige naam vir altyd prys. Dankie Here, dat ons u kunstenaars in hierdie wêreld kan word. Help vir ons dat ons lewens 'n pragtige lied aanloklik vir ander mense sal word. Amen.